Welkom by jou ma se pod, waar ons gesels oor lewe saam met Jesus. Ek is Junay Niks Marina. en saam is ons jou ma. Vandag gesels ons bietjie oor, ons is nog steeds besig met die reeks van die goddelike orde en ons gesels vandag oor kinders, wat ons verantwoordelikheid teenoor kinders is, waar hulle in die hiërargie lê en so aan. So kom ons bid net eers voordat ons verder gaan. Here, baie dankie dat ons weer kon saamkom, dat U vir ons 'n kansie geskep het om by mekaar uit te kom. Dankie dat ons U kan verheerlik met hierdie podsending. Vader, ons bid dat U dit sal gebruik om mense se harte aan te raak, dat hulle almal sal hoor wat hulle moet hoor, dat U elke luisteraar sal seën en dat hulle U teenwoordigheid en U leiding en U hand in hulle lewe sal aan ervaar. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Amen en amen. Okay, so, eerstens is dit belangrik om te onthou dat kinders nie bo aan die hiërargie is nie, want ons is geneig om ons kinders en hulle behoeftes te verafgod. Yes, 100%. Yes. So alles wat hulle nodig het is dringend en moet nou gebeur. En dis amper soos 'n instinctual ding. Ja. Ek het al ervaar soos maak nie saak met wie ek praat, waarmee ek besig is nie. Sodra my kinders vra vir iets, dan is my aandag 100% by hulle. Ja. Wat in die eerste plek super ongeskik is. En in die tweede plek, vir my kinders is nou al groot. So dis nie asof hulle huil en ek hulle moet troos of wat ook al nie. So, hou die huil op. Ja, éventueel. Nou huil ek die hele tyd. Ja, wel, dit is dit huil om in te haal. Ja. Maar hulle troos jou nie so graag nie. Hulle worry nie. Maar ja, so dis asof mense in daai rotine kom van as jou kindertjies klein is, dat jy dadelik tot hulle redding moet spring en dan is dit 'n challenge om uit dit uit te kom. Ja. En dit voel vir my mans het grace daarvoor wanneer jou kindertjies klein is. Al is dit nog steeds vir hulle 'n uitdaging. Ja. Maar wanneer jou kinders groot is, dan sê hulle soos, "Hi, kom nou. Kom nou." Hy kan regtig om 'n briek gaan smeer. Ja, is regtig nie so ernstig nie. Ja. Nee, 'n nuwe Kiwi is nou nie 'n noodgeval nie. Nee. Moenie huil daaroor nie. So ja, maar en ek voel reg ons fout. Verstaan, Ja. dis ons wat selfs vir ons kinders daai entitlement amper leer. Want hoekom vra jou kind vir jou ietsie terwyl jy besig is om met iemand anders te praat? Ja. Verstaan, want hulle dink hulle kan. Ja, want dit is waar ons hulle gesit het. Ons het hulle op 'n troontjie gesit. Exactly. En dit is waar hierdie entitlement en alles wat ons in hierdie opkomende generasies sien vandaan kom. Ja. Dit is 'n monster wat ons self skep. En ek dink is eintlik goed om dit te hoor terwyl jou kindertjies nog klein is. Soos dit is okay om jou kind ook te leer, al is hulle klein, kan hulle wag as dit nie 'n noodgeval is nie. Dis nou nie as jou kind daar sy knie oopgeval het, moet jy nou sê, nee Jannie, ek praat nou eers met Tannie Susan. Jy weet, gebruik jou diskresie, maar hulle moet ook leer dat hulle behoeftes is nie die alfa en die omega van jou lewe nie. Ja. Ja. Hulle voel so. Hulle doen. Voel die wêreld draai om hulle. Maar ek dink is omdat hulle klein is en dit is wat hulle sien. En ek dink dit is hoekom dit belangrik is dat ons daai orde volg, dat ons vir hulle wys, luister, jy is nie daar waar jy dink jy is nie. En op 'n mooi manier. Ek dink die mense doen dit lelik nie. Ek dink jy doen dit mooi, maar soos wat ek gesê het met wat ek nou vir David begin het om sy kos eers te skep en eers vir hom te vra. En is ietsie so klein soos dit. Ja. En ewe skielik hanteer hy die situasies anderster en die kinders sien dit en hulle sien maar dit is hoe dit moet wees. Ja. So dit gaan maar ons voorbeeld wat ons stel. Dit is maklik om vir hulle te sê, luister, jou wêreld, die hele wêreld draai nie en ek sê dit baie vir hulle want mense raak so kwaad op 'n oomblik. Ja. Alles gaan nie oor jou nie. Yes. Verstaan? Yes. Maar mens moet dit vir hulle wys. Ons moet dit uitleef. Ons moet dit nie net vir hulle sê nie. En dit is presies wat jy sê, dit is hoe ons vir hulle die hiërargie leer. Dit is ons werk om vir hulle te leer hulle is nie bo aan die hiërargie nie, want ek dink elke persoon wat gebore word, dink die wêreld draai om hulle. Ja. En dit is deel van soos obviously
hoe ons nie net grootgemaak word nie, maar ook soos jou maturing proses. Maar as ons dit nie vir hulle gaan leer nie, gaan hulle nooit daai maturity bereik nie. En ek dink ook dit is hoekom ons sukkel met 'n generasie van soveel mans wat nie sacrificial kan wees nie. Want hulle is nooit geleer dat Ja. hulle behoeftes vir enigiemand anders Mm. hoef op te gee of ewen net te delay nie. Ja. Hulle was nog steeds soos nee, maar ek's my mamma se prins. Ja, Verstaan? Sit nou 'n chocolate. Ja. Maak Ja, gou-gou. ek hou nie van hierdie paaseiers nie. Dis neg. Ja. Nee, maar dit is so. Dit is regtig 'n groot probleem en ek dink dit kom van babatjie af en ek dink ons stop nooit want daar's nie vir my 'n punt tussen 'n babatjie wees en 'n groot kind wees nie. Dis asof jy jou oë knip en dan sal jy ewe skielik Jo, verstaan en precious. ek dink dis die probleem want ek meen kyk vir Adai, sy's nou half op die punt waar dit nou een of ander tyd kom daai Kleuter begin transition en raak, ek dink ja. is eintlik klaar daar, Mm. maar mens probeer hulle nog baba. En as hulle babatjies is, het hulle dit dringend. Ek meen as Ja, 'n ja. babatjie huil, Ja, ja. dan is daar iets dan is hy honger of hy is moeg of hy is waar as sy huil, dan begin dit manipulasie raak want sy het Ja, gesien as ek dit huil, werk. so sy's klaar oud genoeg om dit te besef. Ja. Maar ek hanteer haar nog soos 'n pap babatjie van haar shame. Kom ek Ja, gee gaga ja. vir jou. En ek meen sy's oud genoeg as ek vir haar sê wat soek jy? Dan gaan haal sy vir my dit uit die kas uit. So 100% is sy oud genoeg om te verstaan ek hoef nie iets nou te kry nie. En Ja. daai les is baie moeilik. En dan kom die oumas en die oupas kuier en dan word daai kinders bederf en dan moet ek van voor af sê, luister, jy gaan nie nou, ek kan nie nou vir jou en altyd as jy in die kar ry, Oeg. soek hulle mos nou. Ek Ja, is ja, ja. nou honger. Ja. En ek dink hulle moet dit leer en dit is moeilik. Daai is 'n baie moeilike ding om vir jou kinders te leer. Ja, dit is Van 'n ek uitdaging. kan nie nou vir jou. Maar dit is waar jy delayed gratification. Ja. Soos as jy nie daai ding as 'n persoon onder die knie kry nie, gaan jou lewe baie moeilik wees. Baie Soos jy moeilik. doen hulle nie 'n guns nie. En wat ek dink eintlik soos jy nou gepraat het ek besef soos hoe hulle kommunikasie ontwikkel is hoe jy hulle hoe langer jy hulle kan laat wag. Want as 'n babatjie net kan huil, dan is elke versoek dringend. Verstaan? Want hulle huil. Ja. Maar as hulle al kan praat en sê dit, dan kan hulle al verstaan as jy vir hulle sê wag net, mamma gaan gou eers dit of dit of dit. En dan dink ek ons is goed daarmee om vir onsself te sê dit gaan so moeilik wees elke keer. Maar dit vat net 'n paar hulle 100%. leer vinnig. Ja. Dit gaan jou 'n kort rukkie vat om dit net ingeoefen te Ja. kry basically. En ek dink ons gaan nou ook daarby kom, maar die hele ding van as my kind huil, voel ek gejudge. Ek is 100% daar. As my kinders huil, voel ek gejudge as 'n ma en ek voel soos 'n slegte ma. En my kinders het agtergekom, ek dink nie noodwendig hulle weet dit is hoe ek voel nie, maar hulle het agtergekom as ek huil en as ek skree en net lank genoeg aanhou, dan gaan my ma ingee. Wat ek in my hart hoe ek binne voel is as my kinders huil, voel ek soos die slegste ma in die wêreld. En ek dink ons gaan nou daarby kom wat ons gesê het van die as jy wat goed wat jou kinders verkeerd doen, sien jy as 'n refleksie op jou. So die feit dat my kinders huil, sien ek as 'n refleksie op my, ek is 'n slegte mamma en dit is hoekom ek react. So ons moet net daai ding stop van as my kinders huil, sy is nie besig om dood te gaan nie, sy is besig om jou te manipuleer. En dit is so maklik om dit te sê en dan voel ek weer soos 'n slegte ma want ek maak manipuleerders groot. Verstaan? So ons is heeltyd besig om daai goed terug te bring na ons toe Yes. en te sê ja, maar ek is die slegte een, ek is die slegte een. Yes. En dit is hoekom ons so reageer voel ek. Ja. En dis hoekom ons so vinnig as jy honger, okay, hier's vir jou ietsie, hou net op huil want net Ja. nou sien daai tannie wat so Ja, ja. slegte mamma is, my Susan. kinders Maar huil. Susan is maar altyd 'n Arme nop. tannie Sorry Susan. vir enige luisteraars. Ons is baie lief vir tannie Susan. Ons love tannie Susan, legit, maar dit is net 'n maklike naam. Ja. Maar ja, ek dink dit is 'n ons moet baie keer ondersoek wat ons motivering is vir hoe ons kinders grootmaak. En ek dink dit trek weer terug na daai pot waar ons gepraat het oor ons identiteit. Yes. Soos jy wil gesien word as 'n goeie ma. Ja. So jy sal ten alle koste Ja. en eintlik is die koste dat jy nie 'n goeie ma is op daai stadium nie. Verstaan jy? Want jy bring die orde heeltemal te mekaar want jy sit die kinders bo jou. En bo jou man, Ja. ewen bo God, bo almal. En ek dink ook dis hoekom ons so maklik uitbrand want ons create hierdie klein tirantjies wat ons eintlik Mamma nee. Nee, en ek verstaan jy kan nog een terreintjie dalk besig hou, maar 3 of verstaan dan raak dit nou en ek dink ook aan die een kant dit is hoekom dit beter is om meer as een kind te hê want
jy gaan nie eens agterkom jou kind is 'n tirantjie as jy net een het nie. mm. Vir as jy 3 het, dan sê jy soos nee, julle moet regkom. En 'n ander ding is en ek weet alle mammas kan nie meer as een kind kry Ja, nie en ja, ek dink ja. jy's gebless, God As jy gee vir ewen net jou. een het, Ja, agreed. Ja, ja, ja. 100% dit en ek dink almal weet ons harte daarom. Ja. Maar, ek dink hulle sien ook dan hoe hulle is met mekaar, verstaan? Ek kan dan sien, luister, kyk hoe irriteer jy my as jy huil, maar luister, ek huil net so, Ja. verstaan? So ek dink hulle sien dan in hulle peers ook, want hulle is Mm. verstaan Boetie en Sussie is mos maar die beste leermeesters, daai siblings. Ja, ja, ja. En ja, en dit is my Definitief. so interessant om te sien hoe my kinders beklei en dan dink ek terug aan toe ek 'n kind was en dis presies hoe ons beklei het. Mm. En dan Ja. dink ek daar's iets fout met my want my kinders beklei so, maar ek was een van daai kinders wat so beklei het. Ja, vir my is dit Ehm, super interessant want ek was my ouers se enigste kind, maar ek het by my ouma hulle groot geword en so ek was altyd half die enigste kind in die huis totdat ek in die hoërskool by my boetie gaan bly het. So ons het so 'n jaar of 2 bietjie beklei. Maar ek onthou hoe graag ek net uit die huis uit wou kom. Soos ek wou net weet waar ander maatjies is. mm, En ek sien met my kinders soos hulle het nie daai begeerte nie. Maatjies mm, kan by hulle kom kuier. Hulle het hulle eie maatjies. mm, So as maatjies by hulle kom kuier, is dit great. As maatjies nie kom kuier nie, is dit great. Hulle het mm, genoeg mm, social ties in hulle siblings. So mm, dis 'n groot blessing dink ek mm, vir kinders as dit kom by meervoudige kinders. Ek dink regtig soos ja, as dit enigstens 'n opsie is, bid daaroor en oorweeg dit. mm, Maar ja, soos ons gesê het, dit is in anyway is ons liggame nie ons eie nie. mm, Behoort aan God en hy is die een wat yes. besluit hoeveel kinders En ons hy het het. daai nome opgeskryf al lankal, as al nog 'n Amen. babatjie en dit is ook baie keer wat ek mense sal dit dan nie sê vir iemand wat nou verstaan in die proses is om te dink, wil ons kinders hê, wil ons nie kry nie, Mm, maar dis 100% in God se hand. yes. En jy dink jy het jou planne, ek weet jy het al ek het al soveel stories gehoor van mense wat nie kan kinders kry nie en dan op die einde kry hulle 'n kind of Mm, hulle het al hierdie voorboed planne en mm, dan gebeur dit net nog steeds. So daai mm, naampie is al lankal opgeskryf op mm, die regte tyd, want God ken ons harte en hy weet wie mm, ons is en ons het daai ding ons gesê van daai prentjie wat sê ehm God het jou kind vir jou gegee op die regte yes. tyd, Mm. want hy het geweet jy is nodig vir daai kind en daai kind is nodig vir jou, En vir hierdie verstaan? tyd. En vir daai Ja, tyd. want but dit is 'n verskoning wat ek baie jonger mense nou hoor sê is soos maar met die wêreld soos wat hy is, hulle wil nie 'n kind in hierdie Mm, wêreld inbring nie. Dit is dit is lack of faith, ja, want as die Here jou kan bewaar in hierdie wêreld, hoekom dink jy nie kan hy jou mm, kind bewaar nie? mm, So sodra mens besluite begin neem uit vrees uit, moet jy question ja, of is dit enige besluit is go to gebed. ja. Dit is waar ons moet kom. En ek dink selfs lank terug, ek het al eendag 'n gesprek met my ma gehad en dit was ander tye, verstaan? En dit Mm, was en sy was ook bekommerd om mm. dogtertjies in die wêreld in te bring, want daar was stories en daar was dit en daar was dat. Gert van Rooyen. Verstaan, dis Mm, ek dink om kinders in die wêreld in te bring is 'n groot verantwoordelikheid. Ek dink mm. nie almal sien dit noodwendig. Ek was net byvoorbeeld glad nie bekommerd om Jy's maar 'n winger ek is jy. nie jou ek goeie goeters. Ek was net soos Even me, wee. even me. Verstaan, maar dit is iets waarna jy moet dink en dit is Ja. die finansiële aspekte, dis 100% so, maar ek voel 100% God het daai naampie neergeskryf en as Mm, as dit tyd is, kan jy jou planne beraam soos wat jy yes. wil. Daar is 'n vers wat ek nou is nou Mm, nie een van die wel ek het net een versie vir hierdie week, maar daai daar is 'n vers wat sê ons kan beplan maar die Here beskik. Ek weet nie 100%. waar, ek dink 'n Spreuke, Mm, voel vir my soos 'n Spreuke tipe ja. versie. Maar en dit is so. En dit ek is ewenal op daai plan soos ek weet die Here gee vir ons goed om te stoor en ek dink jy moet jou bes te doen met alles wat jy gegee Mhm, word, maar ons ken nie die toekoms nie. Soos mm, jy kan beplan vir vandag, want dit is ja, al wat jy regtig enigsins insig oor het. En ja, nie eers soos jy kan beplan vir die oomblik nou, ja. basically, want jy weet niks verder nie. Die enigste onveranderlike is God. Amen. Verder is Daai was alles goed. Sjoe, ja, ek Marie. weet, groot woorde, maar dit is hy is die enigste ding wat vas staan en die Is enigste ding wat dieselfde bly vandag en môre en dit is eintlik al wat ons kan vashou Oh yes, en dit dis is wat ons so. ons kinders moet leer. Presies. So dit kom by Ja. my versie. Dankie Jesus vir daai intro. My versie is seek first the kingdom and the rest will be Mm, awarded to you. Want dit is die belangrikste ding wat ek mm, vir ons kinders moet leer. It's Matthew mm, 3 nee 6:33. Ja. mm, Um toe ek want ek het gebid en ek was ook soos Here soos
waaroor moet ons gesels? En Mm. toe ervaar ek, soos hy sê vir my, waarheen leer jy jou kinders om te draai? Mm. Dis al wat Mm. jou werk is om jou kinders te leer om na jou te draai. En wat ons actually ons kinders leer wanneer ons hulle so verafgod is om na ons Mm. toe te draai. Ja. En ons is onsself. Dit is hoekom Mom Guilt so 'n ding is. Ons weet hoe useless ons is. So hoekom sal jy nou vir iemand anders, as jy nie eens op jouself kan staatmaak nie, Ja. nou nog mense sê, "Ek nee, kom maak volkome op my staat. Ja. Ek het dit." Sien op na my. Yes. Ja. Ons wil eintlik hê hulle moet ons verafgod amper. Ja. Dit is wat ons create eintlik 'n afgod in Mm. hulle lewe ook. Ja. En die ding is, ek stem 100% met dit saam, maar die ding is, ek dink 'n kind het iets nodig om na op te kyk. Mm. So ons moet vir hulle daai, want hulle gaan opkyk na ons, want Mm. ons is hulle direkte Mm. persoon en ek meen ek kyk baie op na my ouers. Mens doen Mm. dit. Dit is hoe dit is, maar ek dink ons moet dan juist hulle daai voorbeeld stel om te sê ek kyk net op na God, Yes. want hulle gaan ons voorbeeld sien en Mm. daarvolgens lewe. Exactly. En dit is dan wat ons vir hulle so kyk op na my. Mm. Ek doen nie alles perfek nie. Mm. Ek maak foute, maar die enigste een waartoe jy moet opkyk is God, want dis wat ek Yes. doen. Yes. So doen wat ek doen. Moenie doen wat ek Agreed. sê nie, maar Ja. dis Nee, moeilik. maar sê ook, Ja. kyk op na God. Ons Ja, sê, ja. verstaan, dit is, en ek 100% stem ek saam met jou, waar dit begin, is wat ons modelleer, nie net wat ons sê, in moeilike tye draai na God. Nee, jou kinders gaan sien, waarop is jou lewe gebou? Want dit is basically waaroor dit gaan. Ja. Dit gaan nie net oor wanneer in moeilike tye nie, dit gaan oor in elke tyd. Mm. En dis wat ek ervaar het met my soos kos en sigaretverslawing, wat dit is die issue. Mm. Obviously is dit sleg vir jou liggaam, dis ook 'n issue. Maar die grootste issue is dit word waarheen jy draai. En waarheen jy draai is waarop om jou lewe gaan op die ou einde. So dit is nie altyd maklik nie en dit is nie seker nie eers altyd iets wat jy kan verwoord nie, maar jou kinders moet in jou lewe kan sien Ja. dat jy na God toe draai in elke omstandigheid en dat jou lewe op hom gebou is. Ja, dat jy seek first the kingdom. Ja. Dit is wat hulle moet Ja. sien, dat niks vir jou belangriker is as die koninkryk van God nie. En as ek so daarna kyk, dan dink ek hoe erg ek gefaal het met my kinders, want ek het ek het ook oor daai mom guilt van nee, hulle doen nie goed genoeg op skool nie, nee, hulle doen nie al hierdie wêreldse tikboksies wat jy dink jou kinders Ja. moet behaal sodat jy Sport. as 'n goeie ouer gesien kan word. Maar hoeveel ure het ons spandeer aan Bybelstudie? Ja. Verstaan jy? In vergelyking. Hoeveel tyd het ons regtig soos gospel geluister of saam goed geestelike goed gedoen? Regtig in hulle gees invest en nie net in hulle vlees nie. En die wêreld is goed. Die wêreld is goed om ons kinders of ons lysies te gee van jou kind moet dit kan doen, jou kind moet dit kan doen, jou Daai kind moet mooi mylpale. wees. Verstaan jy? Mylpale, Oeh, groot metories, jou kind moet buite speel, jou Ja. kind moet klei speel, jou kind moet verf, jou kind moet al hierdie buitemuurs doen. En ons hou hulle so besig, hulle is moeg. Mm, Rarig, ek sien die kinders is moeg. ek sien dit ook Verstaan? En 100%. dan voel dit vir my What are we doing? dit is regtig nodig om tot 9:00 die aand te sit en huiswerk doen. Nee. En ek verstaan, dan voel dit vir my los die huiswerk, sê die Ja, juffrou, ja, want ja, dit ja. is hoe ek voel. Daar's belangriker dinge. Daar is belangriker dinge, maar dit is ons werk om dit vir hulle te leer. Mm. So hoe struktureer jy jou dag met jou kind? En ek wens daar was vir jou ma se pot. Toe my kindertjies klein was. Regtig. Ek is baie lucky, want jou ma se pot sit langs my. Jy Inspraak in my lewe elke dag. Lekker ou jou. Ja. Maar ja, want ek weet nie eers of luister mens op daai stadium nie. Want mens is al so half geïndoktrineer met elke pedagogiese boek wat jy nou al kry en is jou kind 'n piesangblaar of 'n akker. Verstaan, daar's soveel goed wat al vir jou tools gee om jou kind in 'n boksie te sit om hulle effektief te bestuur, maar nie hoe om geestelike, godvreesende kinders met 'n verhouding met Ja. Jesus. Dis jou enigste werk as ouer. En ek dink nou net daar's al wat 'n kind, want as onderwysers sien ons
kinders van alle spektrums. En Yes. jy sien die ouetjies wat swaar kry en nie finansiëel nie, met liefde. En dit is altyd een ding wat ek sê en ek het nou met baie kinders gepraat wat uitgedrooi en dan sê ek soos wat het jou mamma en jou pappa gedoen dat ek presies daai resep volg, Maar verstaan? dis die ding, ons dink daar's 'n Dit is 'n resep. resep. En dit is net liefde. Jou kinders het jou liefde nodig. Ja. Hoekom? Want God is liefde. Amen. Verstaan, dis al wat hulle nodig het. En liefde is en dit is 'n ander ding wat hierdie geafgoderry veroorsaak is soos kinders ervaar dat as jy lief is vir iemand kan jy nie nee sê nie. Want dis wat ons vir hulle Dis leer. wat ons vir hulle leer. Ja, want ons kan nie nee sê vir hulle nie. Nee. En dit is nie liefde nie. Liefde baie sleg met call jou op jou foute. Jy Mm. met liefde wil hê jy moet beter wees. Ja. En ja, ek dink dit is presies, daar is 'n vers in die Bybel ook, weer eens nie een wat ek neergeskryf het nie, wat sê as jy met jou kinders grootmaak met die ek dink in Engels is dit met die training and admission of the Lord of so ietsie. Soos hoe God ons lei, is hoe ons kinders moet lei. Ja. En God sê vir ons duidelik wat hy van ons verwag. Ons vat nie almal die tyd om actually deur sy users manual te lees nie. Maar dit is daar. En dit is in ons harte ook geskryf. So sodra ons skuldig voel oor iets, dan weet ons is buite die wil van God. Maar hy is nie nagging nie, want dis ook iets wat ons doen. So ons sê ja vir alles, maar dan as daar een ding is wat ons nou voel ons kinders verkeerd doen, dan nag ons daar. En dis nou veral met die ouer kinders, soos die tieners. Dis wat ek nou mee sukkel, is soos hoe om net een keer iets vir hulle aan te beveel en dan hulle toe te laat om hulle eie foute te maak. Want dis wanneer jy wil hê hulle moet foute maak. Maak foute as 'n tiener terwyl jy in my huis is. Moenie nou kom probeer om hierdie prentjie voor te gee van jy is perfek en dan eendag wanneer jy daar buite is, maak jy foute en ons geen vangnet nie. Ja, Verstaan? ja. So ja, dit is challenging om 'n ouer te wees, maar as ons net in ons orde kan bly. En ek dink dit moet ook ons goal wees. Soos in elke situasie, as dit vir jou lyk of dinge begin hand uitdruk, want it's bound to happen. Elke nou en dan. Elke keer Wees weer. net soos kyk, kom ons kry alles in orde, in Ja, God se orde. Yes. Want dit is van as jy uit die orde uit beweeg is toch chaos. Yes, exactly. Okay. So my versies, I've got 3. En sy het ewen 'n bonus versie, julle. 'n bonus ene. Die eerste enetjie is Psalm 34 vers 12. Wat sê: Kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. En ek dink dit som dit op. Verstaan? En die opskrif van Psalm 34 is 'n baie mooi psalm, is die Here beskerm die gelowiges. Amen. En dis wat ons kinders moet leer. Dis waar jy beskerming kry, ek wil jou leer van God. Dis al wat ek jou hoef te leer. Yes. Ek hoef jou nie te leer om te plus nie, ek hoef jou nie te leer om mooi Afrikaans te praat nie, maar ek moet jou leer van die vrees van die Here. En dan tweede enetjie is Psalm 119 vers 10, daai baie bekende Psalm. 9 sê: Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van die gebooie nie. En ek dink dis wat ons kinders moet wys. Dis baie moeilik en ons gaan dit nie altyd reg kry nie. En ek dink dit is ook 'n les wat ons kinders moet leer. Daar is genade. Ek is nie perfek nie. En jy hoef ook nie te wees nie. Jy hoef nie te wees nie. Ja. Dis 'n moeilike ding om vir hulle te leer. Maar ek gaan dit eers slegs vir hulle kan leer as ek dit glo. As jy dit leef. Verstaan jy? Want ek leef, ek moet alles reg doen. Yes. Ek mag nie foute maak nie. Nee. En dieselfde met my kinders. Ek mag nie foute met my kinders maak nie. Ek's baie erg vir myself daarop en en dis weer presies waar dit terugkom. Sodra hulle iets verkeerd doen, sodra al die punte nie A's is nie, dan kom dit terug na my toe. Ek is 'n slegte ma, want my kinders doen nie goed op skool nie. En jy mag nie foute maak. Ek is 'n slegte ma want my kind speel nie in die eerste span nie. En dis nonsens. En dan sit ons daai pressure op onsself en hulle sien dit. Yes. En hulle voel dit en dan voel hulle skuldig daaroor. En dan begin hulle ook daai pressure op hulle sit, want soos wat ons gesê het, jy is die belangrikste mens in hulle lewe na God, hopelik na God. Maar so sodra jy pressure op hulle jouself sit vir iets, dan sit hulle daai pressure op hulle om jou basically tevrede te hou, even al sê jy dit nie. Dis sad. Ja, wat hulle sien, ek dink hulle sien op jou gesig. Yes. Dis nie 'n A nie. Nee. En ek het dit 100% verkeerd hanteer. Met die eerste rapport wat ek gekry het, want my kinders is geniaal. Natuurlik. So met die eerste rapport wat ek kry en alles is nie 100% reg nie, toe wil ek die juffrou gaan sien, want ek sien nie daar's fout met my kind nie. Ja. En sy moes gehoor het dat ek dit sê. En ek het met die juffrou gaan praat en die juffrou het gesê, luister,
ontspan asseblief. Raak rustig. Calm down. Gaan nie 'n perfekte rapport hê nie. Ja. En toe sit ek in 'n situasie van dit wat ek altyd vir die mammas preek en vir altyd vir die mammas sê, het ek toe gevoel vir die eerste keer. Hoe 'n mamma moet voel as 'n kind en dis hoekom ek sê altyd as jy 'n onderwyser is en jy kry 'n kind, dan sit dit 'n ander dimensie Definitief. dadelik in Ja. jou onderwyser wees, want jy sien die ouers se perspektief ook. En toe het ek moes ek net weer teruggaan en vir myself sê, dit wat jy altyd vir die mammas preek, luister na Ja. dit. En dit was nogal 'n moeilike les om te leer. Mm. En dan die laaste stukkie wat ek het is Maleagi. Dis dit vir my kinders. My kinders wou hier lees en dis waar ek my eerste Bybelversie gekry het vir vandag. Is Maleagi 4 vers 2 wat sê, maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan en daar sal genesing onder sy vleuels wees en julle sal dit uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. Amen En dis wat ons vir ons kinders wil hê. Dit is. Ek wil Dis vir my al. kinders vrede hê en ek kan hulle nie beskerm teen seer kry nie. Ek kan hulle nie beskerm teen die slegte wêreld nie, maar ek kan vir hulle leer dat as jy seer kry, is dit wat jy doen, wat jy nou gesê het, is dit waartoe ons draai en dit is 100% wat almal van hulle kinders wil hê. Ja. Vrede en genesing En om te huppel soos kalwers. ja, en ek gaan hulle ek is deel van die seer wat hulle het. Ongelukkig en ek dink ons probeer selfs deur ons perfekte ouers te wees beskadig ons hulle. Ja. Ja, en Dis daai juis seer. deur Ja. daai soeke na perfeksie wat Ja. ons hulle beskadig, want dit is nie, dit bestaan nie. En dink aan waar jy genesing kry by God, nê? Hoe amazing is dit nie? Om te weet dat hy so lief is en hy maak my gesond en jou kinders kan dit hê ook. En ek sê nie met jou kind nou gaan seermaak dat hy dit ervaar nie, maar skop hom in die maar Mary. Hy kyk hoe lief is God vir jou. Kom ons sê of ek dink maar ek dink as jy dit so sien dat jou kind daai genesing gaan ervaar van God af, dan gaan dit jou laat asemhaal dat jy nie perfek hoef te wees nie. En vir my is die awesomeste ding van God is dat hy my liefhet in al my imperfections. Ja. Dit is wat my die mees geliefd laat voel. En ons kinders verdien dit. Ek is sommer opgewonde om 'n mamma te wees. Yes, dis wat ek sê. Ons kinders verdien Kinders ook om te verdien voel al maak jy foute plek lief vir jou. Dit Ja. gaan nie oor jou prestasie nie. Ja. Want dit is wat die wêreld ons leer. As jou kind nie presteer nie, dit gaan nie oor hoe gesond is hulle gees, hoe gesond is hulle siel nie. Dis hoekom ons mense het met soos 12 onderskeidings wat hulle in die eerste jaar van 'n koshuisgebou afspring. Verstaan jy? Soos voed jy jou kind se gees. Soos wat jy sê, God het al klaar nie net sy naam in sy boek geskryf nie, maar sy hele lewe. Laat hom net in die gees groei. God sal hom vat waar hy moet wees. Dis omdat ons ook in ons koppe onsself amper veraf God en dink it's all up to me. Jy het nie soveel inset daarin nie. Calm down, nê? Klim van jou treintjie af. Ja, raak rustig. So ja, en dit is natuurlik om hierdie goed te voel. Ons almal voel dit. So hoe ons dit gaan hanteer van nou af is in gebed. Soos ek sê nie as 'n ouer moet jy nou heeltemal terug staan as jy sien jou kind is op 'n verkeerde pad nie, veral as hulle ouer is. Maar jy is as ma gekol om 'n intercessor te wees vir jou hele familie. So bid, niks keer jy om te bid nie. Dit gaan nie help jy sê 16 keer vir Jannie, hy moet sy huiswerk doen nie. Maar ek kan vir jou sê 16 gebede gaan 'n groot verskil maak. Definitief. Want God het baie meer krag as jy. God weet beter hoe Jannie se hart werk. God weet beter hoe Jannie se kop werk. God weet alles van Jannie beter as wat jy van Jannie weet. So maar ek moet sê dis iets wat ek regtig by jou sien as jy met jou kinders praat en as jy hulle teregwys, as jy het regtig 'n autoriteit waarmee jy vir hulle sê luister, dit is nie hoe dit moet wees nie. En mens moet jou kind tigtig. En daai is iets wat ek regtig by jou sien en regtig admire van jou want jy's regtig jy doen dit in so mooi manier van dis nie hoe dit moet wees nie. Dit is hoe dit is. En sonder om dan dink ek op my ek gil en skree soos 'n besetene en net jou manier en dit is die regte manier. Verduidelik dit mooi, sê dit is hoe dit is. En ek verstaan daai is regtig so 'n mooi eienskap en is regtig iets wat ons mees nastreef want dit is so mooi en ek voel dit is hoe dit gedoen moet word. Okay, maar onthou jy het my nie gesien toe jou kinders se ouderdom as ek Tristan so lekker rondgepluk het aan sy armpies nie. Mens gaan deur dit en dit is en ek moet sê dit was eintlik vir my soos
waar my oë oop gegaan het en weer eens die eerste kind verdien regtig soos een of ander medal. Want ek het net besef soos ek kan nie my kinders so groot maak nie. Soos dit is nie ek is net besig om skade te doen en dit was presies soos wat jy gesê het omdat ek hierdie perfect expectation gehad het van wat my kinders moet wees. En wie is ek? Ek is nie hulle creator nie. Ek is nie die een wat 'n plan gehad het van hulle nog voor die grondlegging van die aarde nie. So dit het definitief nie gekom voor ek ook baie aan myself moes werk nie. So dankie, maar ja, jy sien nou die einde. Jy was nie in die proses nie. Maar selfs deur jou prosesse het jy kan jy ander mense leer. En dis hoekom ek dink ons moenie so te erg op onsself wees nie, want ons leer ander mense. Jy wys nou vir my en jy deur al die harde werk gegaan. En ek kan net sien, okay, ek moet nou aan myself begin werk en baie vroeër. Yes. Want jy het daai inspraak in my lewe en ek wil maar net vir jou gesê dankie. Ag, Dankie vir dit. plesier my liefste maatjie. Dit's 'n groot Ja. plesier. En dit is die hele goal van hierdie pod ook. Ja. Soos vir daai mense wat nie noodwendig iemand het met enige inspraak in hulle lewe nie. Ons wil community hê met en soos hoe vroeër hoe beter. As jy nog nie kinders het nie, as hierdie dalk nou vir jou 'n boring podcast, maar ek hoop jy het geluister want dis rarig hoe vinniger mense dit weet hoe beter. So moenie al daai pedagogiese boeke koop nie. Lees jou Bybel. Bid elke dag. Dalk is hierdie Lees jou Bybel. dalk is hierdie 'n teken om 'n kind te kry, ek weet nie. Miskien wink wink nudge nudge. Maybe, praat God in jou hart. Maar Ja. weer eens op die regte tyd gaan God vir jou Mm. gaan God vir jou daai In God's hands. Ja. Dis waar alles is. Ja. Okay. Dankie vir dat julle geluister het. Ons gesels weer een of ander tyd. Ja. Hopelik volgende week. Ja. Soos wat die Here dit beskik. Mm. Mag julle 'n geseënde, godgevulde week hê. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious towards you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.